Gerard, jy's 'n lekker gespreksgenoot, want ek leer altyd by jou. En vandag is ek nuuskierig oor hierdie onderwerp, daarom het ek jou gevra. Ek wil graag hê jy moet met ons praat oor hierdie onderwerp. Ons het onlangs, nie meer so onlangs nie, maar 'n hele klompie weke gelede het ons vasgeval in 'n gesprek oor kwantum. Ja. En toe het ons bietjie gevra vir Johan Brink, wat nou nooit op 'n twee rigting sal wil verskyn nie. En hy het vir ons 'n paar goed gesê, wat my baie interesseer. En ek wil graag hê jy moet daarop uitbrei vandag. So, eers wil ek vir jou vra, wat is in leuke taal kwantummeganika? Wat is dit nie? En dan wil ek hê ons moet gaan na die plek toe waar ons praat oor mense se verkeerde toepassing daarvan, veral as dit by geestelike goed kom. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens vir jouself moet verstaan. Ja. Ek wil graag beter verstaan, so vertel my. Goed. Ag Philip, baie dankie. Dis my heerlik om sommer dit te gesels. En ek weet, kyk, ons leer by almal, ons leer by party mense om nie te wees nie. So ek gaan probeer dat jy nie sê, dankie tog ek is gerus nie. Nee, en dankie vir die huiswerk. Ek moes eintlik nou na Johan se goed gaan kyk het, besef ek. Ek het nie nou sy goed gaan kyk nie. Maar ek sal definitief daarna 'n bietjie gaan kyk. Maar wat vir my lekker is ek het hier in die laat 80s, 90s se kant, en veral toe ek my klaargemaak het met my doktorale studie waarmee ek besig was, het ek toe gaan dink, maar nou moet ek begin aandag gee en begin kyk maar wat word gesê, en mag ek maar name soos Deepak Chopra en sulke mense noem, of ons dit nie? Goed. Praat. Mense Deepak Chopra wat ek gelees het, en toe gesê, wow, kyk hier. Maar wat ek opgetel het veral by my doktersvriende, het hulle het nie meer opgewondenheid gedeel nie. En ek het nog nie regtig mooi verstaan waar het gegaan het, maar toe begin my belangstelling 'n bietjie meer na die brein se kant toe gaan, en dit het ek na die kwantum so 'n bietjie gelos. Nou elke nou dan kom die kwantum maar weer op, en dan gaan lees jy weer bietjie, en dan kom dit weer op, gaan lees weer bietjie. En soos wat ons weet, anders as wat ons mense wat vinnig moet besluit, wil jy koffie of wil jy tee, wanneer jy gevra word, is wetenskaplikes is nie haastig nie. Hulle het baie lank tyd. So wetenskaplikes sê vir jou, hier is my bestaande teorie, geneem jou tyd, ons probeer om dit verkeerd te bewys. Waarom? Want ons wil regtig 'n beter teorie hê. Want ons wil die wêreld beter verstaan. Wanneer 'n kindjie groot word, ek meen, jy is ook waarskynlik so geleer, van as jy ding gevra is, dan mag jy nie sê sommer nie, want sommer is nie rede nie, want dit skop adjektiveer nie. Ja. Maar jy wil vinnig aangaan met ander goed, daarom kan jy vinnige antwoord kry. So ons wil vinnige antwoorde hê, want ons moet vinnig ons probleme oplos, en so meer. En om een of ander rede, het te veel van ons, ek ook waarskynlik, want ek het maar gesukkel met wiskunde en wetenskap op skool, ek het nie geweet hoe om dit te leer nie. Ek het dit geleer, jy moet 'n klomp stellings gaan leer, en die dinge, en leer om somme te doen, en tot die A en die B, en ander alfabetletters by die nommertjies betrokke raak, toe bomme ek uit. En dit was moeilik, dit was harde werk. En om te dink is harde werk. So wat doen jy eerder? Jy gaan lees die koerant, of jy gaan kyk televisie, of jy kyk 'n dokumentêr of iets oor 'n onderwerp. En jy weet mos wat nodig is. Jy kan kos maak, jy kan aantrek, jy kan jouself skoonmaak en daai tipe goed. Hoekom het ek nog hier ander goed ook gaan leer? Ek het dit nie nodig nie. En dis wat jou brein aan jou doen. Jy het dit nie nodig vir oorlewing nie. Maar ons het dit nodig vir saamleef en vir beter leef. En veral wanneer ek nou ook, wanneer jy, toe ek hierheen gery het ek nie van die huis af gery nie, maar van 'n ander punt af. En die berekening het my kop plaasgevind, wat is die vinnigste roete? En sonder dat ek dit bewus besef het ek berekeninge in my kop gemaak, en by 'n konklusie gekom, ry daardie roete, en ek is vinniger gereis, dat ek sou normaalweg aan 'n ander roete gery het. Ja. En dit so langer geneem om hier te gekom het. So wat sê dit vir my, is dat ek kan intuïtief met dinge omgaan, met ander woorde met my intuïsie, met my aanvoeling, met wat ek glo, met wat ek geleer is, of ek kan aanhou leer. Nou, oorlede vriend van albei van ons, Nico van der Dussen, het altyd gesê, die Afrikaner ly aan fou, the fear of finding out. En die groot probleem, dink ek, met ons, as ek het na myself ook gekyk,
dit is so, sê nou ek vind iets uit, wat nie saamstem met wat ek glo nie, of wat ek dink nie, wat gaan ek doen, wanneer ek sou agterkom, maar ek is verkeerd, wat doen ek? Ek kan nie met my normale gang net voortgaan nie, want ek is mos met die Bybel groot gemaak, en die Bybel het gesê, as jy in 'n spieël kyk en jy sien jou gesig is vuil, of jou hare is de mekaar, dan gaan was jy jou gesig, of jy gaan kam jou hare. En outomaties plaas daar die beginsel oor na, as ek agterkom dat ek verkeerd was oor rasse, of seksualiteit, of geldsake, of sulke dinge, en ek pas nie aan nie, gaan ek my Moses teekom. Kom ons bly maar by die Bybel. So, wat maak ek as ek agterkom, ek is verkeerd? En ongelukkig is dit so, dat in die wêreld van geloof, in die wêreld van geestelikheid, van spiritualiteit en so meer, kies ons breine die vinnigste pad, die default settings, die maklike antwoorde, die shortcuts. Iemand anders het klaar daarna gedink, ek hoef nie daar te gaan nadink, want dit gaan nie regtig 'n verskil in my lewe maak nie. So ek hou by wat ek geglo het. Ek's gemaklik daarmee, dit werk vir my. En dis wat sommige wetenskaplikes ook begin sê het, wanneer dit by kwantumfisika kom. Nou kyk, kwantumfisika, kwantumteorie, kwantummeganika, jy het regtig sommer na meganika toe gegaan. Meganika toe, ja. Hou verband met die klein partikeltjies, daardie dinge wat ons, jy kan teleskopies na dinge kyk, ons kan met 'n verkykie regte kyk, skryf met televisie bring ons nader, maar wanneer jy nou met mikroskope en dinge bybring, dan die klein dingetjies, hoe werk die klein dingetjies, hoe werk atome, partikels, fotone, neutrone, elektrone, moorone, en die dinge, ek hoor partykeer daar, ek gooi hom so 'n bietjie net in. Hoe werk dit? Hoe werk dit? En dis wat meganika, die meganika betref. Hoe werk die dinge? Nou kan ek 'n paar feite postuleer. Ek kan 'n paar feite kom aflei uit dit wat ek waarneem. Ek neem waar, ek stel 'n paar feite, dan vorm ek my teorieë, en hierdie teorieë, kwantumfisika teorieë, hoort tuis binne die veld van die fisika, wanneer ons by die klein dingetjies kom, so kwantumfisika, is 'n veld van bestudering, die teorie gaan aan mekaar sit van die feite, en die meganika gaan is oor hoe werk dit. Nou kom ek, en ek het gesê reg, ek het my vrees om uit te vind, het ek oorkom, ek is 'n dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis, en ons niks waarvoor ek skrik nie, behalwe iets wat nie saamstem met wat ek glo nie, Ja. Behalwe iets wat my oortuigings bedreig, Ja. Behalwe vir iets wat van my verskil, of wat oortuigings bedreig, is daar niks waarvoor ek skrik nie, Ja. En dit is nou die ding, so wat kom dit, wanneer, en dis outomaties, en dis nie verkeerd nie, dit maak my nie 'n slegte mens nie, dit maak my nie dom nie of iets nie, ek wil nie kom sê dit maak my lui nie, want lui is ook eintlik 'n verkeerde woord, ek het ook agterkom dat ek nie lui is nie, ek het vanweë bepaalde kindertrauma, het ek 'n uitsteltegniek ontwikkel in my stelsel, so dis eintlik 'n trauma-respons aksie, en baie van ons Afrikaanse kinders het eintlik in traumatiese omstandighede groot geword. Ons wil dit nie erken nie. En daarom is dit maklik om te sê iemand is lui. Maar by my is dit sê net ek maak die verkeerde besluit. En ek beland slegter af as wat ek tans is. Ja. Daarom neem ek langer om 'n besluit te neem. Ek verbrand meer energie. Dat my brein is die orgaan wat die meeste energie verbrand. En dis ek my brein nie wil werk nie. Want hy wil nie baie energie verbrand nie. Die energie moet daar wees om te kan stap en te kan speel en allerlei ander dinge te kan doen. So jou brein verkies die shortcuts. Maar wat gebeur nou? Nou hoor ek die woord kwantumfisika en onmiddellik het ek 'n paar afleidings wat ek maak. So ek kom van die wêreld wat vir my bekend is en ek transponeer basies daardie stellings en ek kom vertaal dit gou in kwantumfisika taal in. En as ek 'n woord hoor, dan gee ek, kyk onthou, ding het nie in hulle self, hierdie koppie, ons het maar die naam koppie gekry, of die naam beker gekry, die naam tee gekry, of die naam koffie gekry. Dis 'n naam wat ek en jy aan hom kom toeken het, bepaalde toekenning met
Maar ek meen, party manne is ons nou gepraat het van die koffiekapitaal. Ja. En ek praat net van die koffie. So ons het verskillende woorde vir bepaalde dinge, maar as jy 'n bepaalde woord noem, gee ek onmiddellik my noemkompetensie wat ek daarin toe geken het, gee ek dan daarin toe. So as ek nou hoor kwantumfisika, dit gaan oor klein goedjies en dat dit bestaan. Dat ek nou albei soldaatjies wat dadelik opgestaan is. En nou kom ek in die situasie en nou kom ek dra dit oor my werk en dan maak my brein gaan oor na die verste sprong toe van oortuiging toe. Dis nie meer 'n idee nie, dis nie meer 'n vermoede nie, dis nie meer 'n waarneming nie, dis meer net kennis nie, dis nou oortuiging, dis 'n geloofsoortuiging. En om daarvan ontslae te raak is baie moeilik. Waarom? Van die kringe waarin ek beweeg, praat dieselfde taal, ons gebruik dieselfde woorde en daardie tipe goed. Ek weet, Seth Andrews het ek al gesê, hy het 'n boek geskryf, Christianity Made Me Sound Like an Idiot. Waarop het in sy boek skryf hy dan, terwyl het tussen sy Christenvriende was, en gepraat het van God en die Gees en wedergeboorte en bekering en doop en al die geestelike terme waarmee ons werk. Dan weet ons waarvan ons praat. Behalwe as nou, as ek en jy het mekaar ons van doop gepraat, dat ek van 'n kinderdoop gepraat en jy het gepraat van 'n groot doop. Ek sê geen groot doop nie, ek sê teenoor doop. Ja. Maar so, terwyl as die woorde gebruik, is daar nie probleme wanneer dit naby aan die huis kom. Dan begin dit ongemaklik raak en dan begin ons stry. Ja. En dan kom die volgende ding in confirmation bias, bevestigingsvooroordeel. En dan gaan my brein skop outomaties, want ek kan mos nie verkeerd wees nie. Ek is nie verkeerd nie. So wanneer ek moet van verskil, dan is hy dadelik verkeerd. En wanneer ek is mos reg. So om oor daardie vooroordeel te kan kom, om te kan begin luister en myself oop te staan te sê ek wil leer. Dis waarom lewenslange leer geweldig belangrik is. Dat ons weet dat wanneer jy matriek maak of nou deesdae graad 9 maak, het jy nie by die wenstreep aangekom nie. Jy het gesê jy kwalifiseer nou vir die wedloop. En dis nie, jy gaan die universiteit of college of wat ook al, na die kortste, die vinnigste roete toe, die lees gou 'n boek wat iemand geskryf het nie. Gaan doen jou kursus van 3 jaar, om die veld te leer ken. Gaan doen 'n volgende graad of iets, om te kyk, verstaan ek hiervan. Gaan doen 'n volgende graad, om dit te gaan toepas, om te kyk, kan ek data versamel? En dan sê jy, kan ek kom met 'n nuwe teorie? Ja. Nou, ons spring sommer dadelik van, daar's 'n ewige lewe na die dood. Daar is iets na die dood. En kwantumfisika bewys dit. Jo. Want 'n partikeltjie hier, as jy hom waarneem, hy beïnvloed iets op anderste, maar weet jy wat, hy beïnvloed hom nie. Daardie deeltjie teorie dis 'n interpretasie wat ons het. Brian Cox verduidelik dit baie mooi wanneer hy sê hoe dit in pakkies beweeg. Jy kan eerlik sê hy's geprogrammeer daarvoor. So ek dink miskien ek het 'n effek op hom. Ek het nie effek op hom nie. Hy het 'n bepaalde manier waarop hy gaan optree, maar omdat ek randomness, ek hou nie van randomness, ek hou van vastheid. As ek 'n minstens 100 keer in die lug opskiet, gaan hy x aantal kere op kop val of ek kan nie bepaal wat gebeur voor toe nie. Maar omdat ek graag beheer oor die wêreld lê, kom sê ek maar dit kan. Ek moet net die algoritme uitwerk. Ja. Ek moet net die ritme uitwerk. So kwantumfisika, net weer opsommend is om te sê, het werk met die klein deeltjies. En omdat ek as 'n leek na die kwantumfisika toe kom, dra ek al my kennis na hierdie wêreld toe. Ek kom plaas dit dadelik oor op hierdie wêreld en dan interpreteer ek hierdie wêreld vanuit my kennisraamwerk. Want dit is moeilik om daardie data te gaan insom. Die waarheid is geweldig duur, sê Yuval Noah Harari. Want dit kos geld, navorsing kos geld. Dis maklik om enige iemand in te kry en te kom sê, hier is my standpunte. En as jy daarvan hou nie, dan verander ek dit gou vir jou. Ja. Want jy betaal my. Ja. So, ek dink dis ons primêre probleem, wanneer dit by kwantumfisika te doen kom. Ek sê dalk eers gou hier dalk 'n bietjie asemhaal en vir jou geleentheid gee. Dit klink vir my met ander woorde asof ons dit net so doen as wat ons in ons alledaagse lewe doen. Ja. Ek en jy gesels. Jy vertel my van iets. Ja. Dit maak nou nie saak hoe gering dit is of hoe eenvoudig dit is, dit kan 'n gebeurtenis wees. 'n Storie uit jou lewe. Ek hoor nie eintlik wat jy vir my sê nie. Ek kry hier en daar hakkies.
Ja. waaraan ek my storie Ja. herken in joune. Ja. Maar dit is nie eers eenders nie. Ja. Ek maak dit eenders. Ja. En ek sê, wie ek is deur presies dieselfde ding. En dan vertel ek my storie. Ja. En as jy moet terugsit, dan dink jy het my nie gehoor nie. Presies. Jy het my nie gehoor nie. Jy maak goed eenders wat nie eenders is Ja. nie. Ja. Dit klink vir my asof jy dit sê, en dis vir my baie waardevol. Dat mense hoor van kwantum, dit is 'n baie ingewikkelde veld. Dis selfs vir die mense wat kenners daarvan is. Ja. Is dit 'n veld wat voortdurend bestudeer word en Ja. beter deurpriem word en so aan. En ons hoor dit. Dit klink asof ek hier en daar iets hoor want ek dink wat dieselfde is as wat ek reeds glo. En dan maak ek dit 'n geestelike ding. Presies. En dis hoe dit vir my klink, dit word deesdae ingetrek in 'n geestelike raamwerk om goed te sê wat dit hoegenaamd nie sê nie. En ek is nie wetenskaplik nie. En ek ploeg partykeer 2-3 keer deur 'n boek voordat ek verstaan het wat hulle sê. Ja. Dit het my lank gevat om te besef. Nee. Hierdie interpretasies wat ek so gereeld hoor by mense, Ja. geestelike mense, is nie korrek nie. Ja. Dis nie kwantumfisika nie. En dis nie hoe dit werk op 'n meganiese vlak nie. Presies, en ook om dan dit oor te dra op na die makrovlak toe nie. Dis hy. Want daar is bepaalde aspekte van die normale fisika wat waarneembaar is Ja. binne die kwantumfisika, want jou kwantumfisikus gaan nou met bestaande meganiese kennis, Ja. kwantummeganika, meganika, gaan hy na kwantummeganika toe om te kyk en dan probeer hulle nou die anomalieë Ja. of die nuwe dinge nou dan probeer beskryf. Dis hy. En ek weet jy nou gevra het oor die eerste ding, dit gaan oor die deeltjie-teorie wat Dis uitgekom het by die observer effect. Ja. En dit is wat baie mense gedink het. Yes, dit gee vir ons die observer effect want hy dit is die stroom wat geskep word en daar gaan die stroom se draai om waarneem, dan word hy partikel en die tweesplit eksperiment, alles wat gedoen is, al die dinge. Maar as jy gaan moeite doen en vir Feynman wat die beste beskryf, Richard Feynman, die meeste wetenskaplikes sê almal gaan lees vir Richard Feynman. Hy het die beste beskrywing daarvan van kwantumfisika. Feynman was 'n ongelooflike brein. Nou wat hy daar sê is, ons moet onthou, dit gaan nie oor die observeerder nie, dit gaan oor die instrument waarmee gemeet word. Want onmiddellik moet ek nou met die instrument het effek op hom. Want ek kyk deur 'n mikroskoop na die ding en ek neem in 'n bepaalde sekonde waar. So my metode waarmee ek meet, my vraag wat ek vra, beïnvloed al klaar reeds wat is die moontlikheid van die antwoorde? Ek kom na jou toe en ek vra, ek het gerugte gehoor dat daar's probleme tussen jou en jou vrou. Is daar probleme of die aard van die probleme wat gebeur wanneer julle stry? Ag weet jy, Gerard, ja, ons het 'n paar, almal het maar probleme, blablabla, vir algemeen is, maak spesifiek, kies uit watter een gaan ek sê, en ek sê, ja, nee, sy luister nie altyd as ek met haar praat nie. Of ek kom gesê het, Philip, slaan nie nog jou vrou. Ja. Jy verstaan, die vraag waarmee ek kom, ek kan vir jou of 'n oop vraag kom gee, of 'n geslote vraag. Ja. In 'n oop vraag kan jy met my kom praat, en dan gaan ek nou kom piek. Waarop gaan ek jou volgende keer eind? Want ek moet jou mos kom aanspreek. Ek moet jou mos kom regwys. Dis mos ons mos groot gemaak om reg te wees. Ja. Ek wil reg wees, en as jy anders is jy verkeerd, so ek moet jou kom regwys. Dis in ons ingedrul van kleintyd af. Ek sê so gebore nie, ek so gedrul, so geprogrammeer. En nou as ek jou kom vra, slaan jy nog jou vrou? Ek meen, hier's bepaalde veronderstellings, en ek kan net ja of nee sê. En dis wat beteken, as ek met 'n proefbuis meet, is dis die scope van antwoorde. Ja. As ek met 'n mikroskoop meet, is dit die scope van antwoorde. As ek met chemiese reaksies meet, dis die scope van antwoorde. Maar nou kom ons vat antwoorde wat in wiskundige berekeninge geskryf is, en ons kom pas dit toe op ewige lewenswaarhede. Waarom? Want dit is te moeilik om te gaan uitvind. Vertel my 'n bietjie meer daarvan.
Vertel my nog 'n bietjie meer daarvan. Jy het nou 'n paar keer hierdie begrip gebruik, partikel en golf. Wat is 'n partikel, wat is 'n golf, wat is die verskil daarvan alles? Watter moeite het ek gaan doen? Nee, ek het gaan Google. Ek het vir ChatGPT gevra. Wat sê ChatGPT daar onder mooi aan die regterkant? ChatGPT kan verkeerd wees. Ja. Maar wat doen ons ongelukkig, en dit het met my nou gaan gebeur, toe jy vir kon vra, kom praat hieroor, toe wou ek sê, vir ek net oor iets anders te praat nie, want ek kan nie oor alles praat nie, ek het geweet, maar nou moet ek gaan huiswerk doen, maar toe gelukkig, en daarvoor is ek baie dankbaar, vir daarin gestel, toe sê ek, kom ek gaan vind uit, wat is daar wat ek kan byleer, of wat het ek daar verkeerd verstaan, en het ek vir 3 weke nou, ek kan nie gesê ek het navorsing gaan doen nie, want ek is 'n navorser, ek is akademiese navorser, maar in die teologie, in spiritualiteit, in welwees, dis my velde, so 'n bietjie quasi-sielkunde, so bietjie quasi-neuro wetenskappe en so, maar ek is primêr opgelei as 'n praktiese teoloog, so, daarom weet ek, nou moet jy gaan versigtig wees, om te kyk, en dit was vir 'n ongelooflike lekker uitstapie gewees, om weer bietjie te gaan kyk, na alles wat mens daar kom ontdek het, so, ek dink die eerste fout wat ons maak, is om, soos ek het beskryf het, ons kom met ons wêreld na die vraagteken toe, en ons wil kom in diens neem, uit daardie veld uit, wat ek hoor, soos ek het verstaan, terwille daarvoor om my eie interpretasie te kon versterk, daar's niks fout daarmee nie, dis outomatiese menslike handeling. Dit vra net 'n bietjie versigtigheid van my, dat wanneer ek praat, ek weet, wanneer ek my beurt is om te praat, wanneer ek gevra om te praat, help my bietjie net verstaan, wat presies is jou vraag? Wat presies vra jy? Want ek kan 'n baie lang storie spin om uit te kom. Ek het een van die mondelinge het ek 'n vriend van my, en die prof vra vir 'n bepaalde vraag, was die profeet Amos vir of teen die volk gewees? En my vriend begin daar antwoord. En die prof begin verveeld daar, stap na sy venster toe, en ek wys vir hom nee. En hy begin omgaan aan die ander kant toe, en hy gee die ander kant van die argument. Joe. En die prof sê vir my, jy het nou al 2 kante baie mooi verduidelik wat jy in kies, en te sê daai een prof. So, ons neem ons besluite emosioneel, ons wil geborge wees, ons wil verstaan, ons wil verbintenisse maak, ons wil graag aanvaar wees, ons wil deel wees van en so en alles, en daarom sal jy nie vir daai persoon gaan sê, jy praat 'n klomp twak nie, want jy wil die vriendskap nou in plek, jy wil verhouding, en op die groot prentjie van sake, we've got projecting brains, ons maak projeksies, ons breine maak raaiskote. Ja. So, die wetenskappe help ons om van ons raaiskote te kan sê, hier is daar 'n vaste grond waarop jy kan staan. Ons hou nie altyd daarvan nie. So, in my raaiskote, dankie tog vir bepaalde wetenskaplike dinge wat sê, indien ek hierdie koppie nou laat gaan nou los, dan gaan die, interessant, gravitasie is die ander ding, maar dis 'n volgende gesprek, maar die beker gaan val. Nee, maar kwantumteorie sê dat deeltjies met mekaar, observer effect, ek kan hom jou. Jy gaan nie. Dis net in die cartoons wat piep piep, en dan dag, die roadrunner gaan terug en die jakkals gaan onder toe. So, hier en daar kan dit dalk vir ons lyk, maar dit het gewerk. En dan dink ons maar dit werk nou en dit werk oral, dit werk altyd. Nou, dit help die quantum wetenskap, om vir ons, wat uit die afleidings uit die quantum mechanika uit, na die quantum theorie toe, na die quantum wetenskap te sê, dit kan jy weet, ja, daar is 'n ding, maar dit is omdat partikels gewoonlik in boksies, of in strome funksioneer, in stappe funksioneer, maar ons kan nog net tot by 4 stappe, is dit op, is dit regs, is dit links, of is dit af. Dis wat 'n kwantumrekenaar nou vandag kan, miskien daardie kwantum beginsel neem, en 'n kwantumrekenaar begin bou, wat dan nie net 1 of 'n 0 is nie, maar ook 'n op, 'n af, of 'n op, regs op, of op regs af, of op links op links af, of dan nou af. Maar hy kan in 4 kan hy beweeg. Nou is die vraag,
kan ons nou die blokkies van 4 aan mekaar sit en uitkom by 16 en by 132 en dis nou waar daai klein tweekies of driekies bo op die nommers in die wiskunde inkom. So die hele gedagte rondom die kwantum deeltjies gaan oor, dit gaan nie oor om gedrag te kan bepaal of te kan beïnvloed nie, dit gaan net om dit te kan beskryf in wiskundige terme. So dit is basies dan die punt daarom die feit wat ons maak. Ja. Die ding wat vir my so treffend was, daar's 2 goed wat ek baie hoor. Mense sê ons gaan die heelal beïnvloed deur te manifesteer dat hierdie heelal beter en beter gaan word. Ja. En dan word daar selfs Bybel tekste en goed aangehaal, Paulus wat gesê het, die hele skepping wag met 'n ryk hals en 'n verlange op die openbaarmaking van die kinders van God en die skepping is in barensnood. Daar moet iewers 'n bevryding kom vir hierdie hele geskaapenheid uit hierdie vervloekte toestand of onvolmaakte toestand en dis nou ons werk spiritueel en kwantum fisika en kwantummeganika ondersteun dit dan nou op 'n nuwe manier dat ons sal hierdie planeet en hierdie kosmos in perfektheid in manifesteer en dat is my vraag. Nou wat daarvan dat hierdie planete al hoe verder uit mekaar uitgaan en uiteindelik in die lug gaan hang as koue planete. So die wetenskap bots vir my met daai hele vergeesteliking van dan nou kwantummeganika. Ja. Dit in die eerste plek, ek wil hoor, wat sê jy vir so iemand as hulle dit vir jou sê? En die volgende ding is om te sê, ek kan 'n invloed hê op dit wat gebeur tussen Rusland en Oekraïne, deur te vibreer. Ja. Want, en dan word kwantum ook gebruik en ander teorieë, maar die beginsel is, op 'n groot skaal vlak, kan iets wat hier gedoen word, 'n invloed hê deur aan die ander kant van die planeet. En mense is baie opgewonde oor die goed en voel bemagtig hoor. En om te dink jy gaan vir ure sit in 'n vertrek saam met ander mense en jy gaan nou manifesteer en vibreer en alles en glo jy gaan Putin se kop verander. Ja. So, wat sê jy en ek sê hierdie goed en dit mag dalk nie geglo word nie, maar ek sê dit met deernis want dis mense vir wie mens lief is wat hierdie goed glo. Ja. Ja. En dit maak nie saak nie. In die groter prentjie maak dit seker nie saak nie. Maar ek voel dit sal altyd soveel beter wees as 'n mens goed kan opklaar wat nie waar is nie. Of wat regtig onwaarskynlik is. En dat jy dan jou tyd bestee aan dinge wat meer konstruktief is. Wat sou jy sê vir mense wat kwantum gebruik om vir jou hierdie geestelike teorieë voor te hou? Ja, dis altyd die moeilike ding. Hoe kommunikeer mense dit? En ek weet ek is al in die verlede daarvan beskuldig om te sê ek is hoogmoedig. Dan mag jy nie vir iemand sê, maar jy is eintlik jy voel eintlik minderwaardig nie. Daarom beskuldig jy my van hoogmoed nie. Jy kan nie vir iemand wat 'n paar punte het kom sê jy weet nie genoeg nie, want dan dink ek weet meer as jy. Maar dit is omdat ons antropomorfisties dink. Ons dink antroposentries. Want die wêreld begin nie by my. Eintlik begin die wêreld nie by my nie. Die wêreld begin nie so net so entjie agter my oogbank. Want dis waar vandaan my funksionering begin plaasvind. En eintlik is die lig wat inkom in my oë wat agter my agterkop toe gaan, en dan maak my brein, my oksipitale gedeelte van my brein maak 'n bepaalde projeksie terwille van my prefrontale lobbe en daar waar hy registreer is ek leef eintlik so 'n half sekonde agter die oorlosietyd moet sit te stel. Ja. So dis my belewendestyd. Dis waar my oomblikie van bewussyn, daai ek voel ek is, ek leef, ek ervaar, ek dink, ek kan beïnvloed waar dit inkom. En dis eintlik 'n waarneming. Ja. Nou ons gedagtes en ons emosies is ons neem dit waar. Ek is nie my emosie nie, ek is nie my gedagte nie.
maar dit voel vir my of dit is. Ja. En ons wat westers groot gemaak is veral, is geleer maar daar's 'n regte manier en daar's 'n verkeerde manier. Al hierdie dualismes. Ons is nie geleer om paradoksaliteit te hanteer nie. Nee. Want goed, jy kan nie 'n babatjie keuses gee nie. Ek kan nie vir my kleinkind, my kleindogter, wat nou net ouer as 'n jaar oud is, kom sê, wil jy vanaand biltong hê of wil jy jou purity pap hê nie. Ja. Maar kan vir 'n 40-jarige mens, Ja. wat niks van die wetenskap verstaan nie, wat opgeleer het in matriek, wat 'n boerematriek het, ek kan jou vertrou met alles. Verstaan? So, ek oorwaardeer myself altyd. Altyd. Tensy daar 'n groot klap van minderwaardigheid ja, in 'n mens ja, teenwoordig is nie. Maar dit ook eintlik is ook eintlik 'n oorwaardering, want dan haak ek in my minderwaardigheid vas en ek verhef dit. So ek verhef iets tot die voorop. Daai lens waartoe ek kyk, daai bril waartoe ek werk, daai bord waarmee ek die brander vat. Ja, dis mooi. Is die, dankie, ek het dit net uitgedink. Dis baie mooi self gekom. Sien, dit is entanglement. Ja. Nee, en die onsekerheidsbeginsel en superposisie, dit is my gegee. Daar moet 'n hoë rand wees. Dis wat ek doen outomaties. Dis 'n outomatiese handeling. En tensy ek nie bepaalde meganismes gaan inbou daarin om my te stop nie, dan daar's ander beginsels, maar gaan veral hierdie die entanglement waarvan jy gepraat het, die superposition en die onsekerheidsbeginsel. Daardie 3 punte van die kwantumfisika wat gereeld verkeerdelik gebruik word, maar dis onkunde. Ek was ook daar. En ek het nou weer 'n keer in my navorsing wat ek gaan doen het vir leeswerk gesê, gaan terug na die biases toe, want jy moet jou van die vooroordele moet jy ontslaa raak. Ek is hier om te gesels hieroor. Ek is nie hier om 'n lesing te kom gee nie. Ja, ek skryf nou gou 'n boekie daaroor, want die mense kan my boek koop. Maar ek is nie nou hier om 'n boek te bemark nie. Ek is hier om te gesels daaroor, so ek moet in 'n ander modus wees, om te kan kyk. En dit sit vir ons voor. So daardie entanglement van nee, dit help nie jy bid alleen nie. Ons moet in 'n groep saam bid. Of ons moet almal terugkeer na God toe en dan saam bid, dan sal God verander. So nou beïnvloed ons selfs vir God. Waarom? Hoeveel mag het jy vandag? Ek het nie eens koopkrag nie. Ek weet wel hoeveel jy kan koop nie. Iemand vertel vir gesien, hulle gaan op 'n bootreis met vakansie. Ander vertel vir hulle gaan 'n bietjie ski daar in iewers in Europa en daai tipe goed. Wat gaan jy doen? Dankie tog, ek kan my kinders gaan besoek in George en my dogter ry van Kaapstad af op so. Wow, fantasties. Hoeveel mense het nie die voorreg om dit te kan doen nie? Maar wil jy goed kan doen? Ja, ek wil. Nou kom een of ander predikant of priester of pastoor of iemand met 'n Bybel onder die arm en hy kom put in op daai ding, jy kan enigiets doen. Die onsekerheidsbeginsel sê vir ons enigiets is moontlik. Die Schrödinger se kat. Hy kan lewend wees, hy kan dood wees, dange wat jy dink. Dink dit. Claim dit, manifesteer dit. Daar gebruik hy teorie op 'n manier. En waarom val ek daarvoor? Want ek het dit so bitterlik nodig. Ek het dit so bitterlik nodig. Ek dryf van 'n stroom af in 'n wêreld waar mense soos Putin, meneer Trump, meneer Ramaphosa, meneer Mashatile, meneer Malema, wie nog? Hulle het beheer oor my lewe. En die bank. Die bank sê vir my, kan jy geld leen, kan jy nie geld leen nie. My werkgewer, wat ek al vir 11 jaar nie het nie, sê vir my, kan jy koop of kan jy nie koop nie? Gaan jy geld hê, gaan jy nie geld hê nie. En dit vat geweldig baie energie, geweldig baie vernuft, ek weet vir jou ook, om na 'n gemeente wat vir jou gesorg het, dat jy kan aangaan. Bespreek net ons woord. Kom bevestig net wat ons glo. Kom sê net vir ons alles gaan oukei wees. Kom troos ons net, kom huis in plek. Doen net dit en ons voorsien vir jou. Jy weet wat dit is daar buite. En almal is daar. Selfs die ou wat werk vir 'n baas. Want hoeveel mense is nie nou gevra, jy is die opsie gegee, jy kan nou vervroegde pensioen neem. Maar waarom het die staat dit gedoen? Want die staatskas is leeggesteel. Hoe kry ons geld in die staatskas?
Gee vir die mense opsies om 'n pensioen te vat. Hulle gaan dit vat, hulle gaan belasting betaal, hulle gaan geld in die staatskas inkom. Ja. En skielik kan ek R200,000 van 'n miljoen wat ek sou kon kry met pensioen. Vir 40 jaar se werk. Het ek mag. Ek het koopmag. Ek het koopkrag en ek voel sterk. En dan moet ek vinnig doodgaan. En dan gee ek 'n 10de vir die kerk. Ekskuus, ek veroordeel niemand in die kerk nie. Ek sê net hoe werk dit. Maar hou asseblief net hierdie storie vir my in stand. Help my net om te bly glo, dat as dit nou nie God is nie, as ek nou pantheïsties of panentheïsties begin dink het, in singulariteit en nie in dualisme nie, en al hierdie terme wat ons kom gebruik, jy weet, Sam Harris praat met Deepak Chopra in 'n gesprek, juis hieroor. Hy sê vir my nou, Deepak, you use the words, you even put some of them together in a sentence, but that's not how it works. Het ek al vir jou sinnetjie kom gee, women love eating men, en jy kan sê women love eating men, en jy kan dit gaan sê. Ek kan nou vir almal hier kom leer 'n sinnetjie, semper in excreto sumus ad altus variat. En ek sê, herhaal van semper in excreto sumus, ad altus variat. En uiteindelik dalk as jy sê vir wat het ek nou gesê? Dan sê ek vir jou, jy het in tale gespreek. Of ek sê vir jou nee, dis Latyn vir, ons is altyd in die ekstreme, in die ekstreme, die diepte wissel net. Okay, jy het Latyn gepraat, skryftaal gepraat, wow, mooi. Maar nou kom ons nou, verduidelik van hoe proe biefstuk. Ja, jy sê het 'n stukkie biefstuk, dis perfek gemaak, jy voel, wow. Nou verduidelik daar die gevoel vir my. Nou moet jy gaan, en 'n ervaring moet jy omskep in taal. Jy moet gaan dink, jy moet gaan woorde soek, jy moet gaan uitspreek, reg ook uitspreek en alles, en op 'n register, wat vir my, wat oorde op so 'n manier dat ek het verstaan. Ja. Nou, as jy vir my kan verduidelik hoe proe 'n stukkie biefstuk, dankie, maar jy wil vir ek vertel hoe werk God. Jy hoor wat ek sê. Waar het ek mag? Ek het mag waar jy my nie kan kom kontroleer nie. Dis hy. Ek weet jy verstaan nie kwantumfisika nie. Ek kon jou met enigiets kom vandag oortuig het, en ek kom met geld in my sak hier uitgestap het, as ek dit in die hoof gekoop het. En dit is 'n ongelukkige ding. In plaas van die moeite te gaan doen, dan gaan sê, ek weet nie, ek het 'n klomp raaiskote wat ek kan gaan vat. Ek kry stukkies daar te sê, yes, ek is dankie tog, ek het nie hieroor gepraat nie. Ja. Maar in die geesteswêreld, in die wêreld van die spirituele, kan ons enige iets sê, want niemand kan my kontroleer nie. Niemand. As ek vir jou sê, God het met my gepraat, of God het vir my gesê, en nou kom haal ek 'n teks uit die Bybel uit, wat niks te doen het met hierdie, ek kan vir jou enigiets uit die Bybel bewys. Ek kan vir jou bewys, dat staan in die Bybel, is al profesie dat daar vrouens in die 80s en 90s eendag in 'n karre gaan bestuur. Want Jesaja het gesê, daar gaan groot gevaar op julle paaie kom. Maar toe maar, moenie worry nie, die staat was gereed gewees. Die munisipaliteit het geweet dit gaan gebeur. En daarom is daar reeds in die Bybel voorspel van verkeersbeamptes wat daai mense gaan vang. In die Psalm staan op 'n plek, hulle lê agter die bos soos 'n leeu en brul en wag op sy prooi. Dit is verkeerskonstabels. En nog meer, hulle het geweet dat daar selfs gaan tydrenne gemaak word. En nou moet ons nou net 'n bietjie buig na 'n Engelse Bybel toe en na 'n bepaalde vertaling toe, want hulle het gesê, and Moses came forth in his triumph. Nou vertaal nou, women love eating men. Na Afrikaans toe kan ek sê, vrouens hou van mans wat slaan, of vrouens hou daarvan om mans te slaan. Moses came forth in his triumph. Moses het van die berg afgekom, vol tevredenheid, want hy was die eerste eens wat iets uit die cloud het gedownload het op 'n tablet. Ja. Hier kom hy aan. Maar wat maak ek interpreteer? Yes. En nou kom daar sê die observer effect. En al die quantum theoretici sel, hoekom het hulle gesê observer effect? Hulle het gesê it's the measuring effect. Die instrument se metings effek.
Sou 'n groot verskil gemaak het. dan dit sou soveel dinge. Jy elimineer 'n klomp wantoepassings. Maar gaan ons dit nou vir ons kinders leer? Nee, want ons wil die rugby kyk terwyl hulle bietjie van pappa wil bal skop. Nee, want hulle wil baie graag hê, mamma kom drink bietjie saam met my teekoffie terwyl ek my naels gaan doen. Ja. En daai tipe goed weer 'n keer ek. Dis ek wat kan. Ek kan nie in hierdie omgewing nie, maar ek kan op die geestesplein. Ek kan op die globale sfeer. Ja. En nou kom demone en geeste en al die goed. En ons kom vertaal dit net in meer gesofistikeerde taal in. Sogenaamd wetenskaplik. Presies. Die behoefte bly natuurlik heeltyd en dis wat vir my nou interessant is rondom hierdie goed. Want dit begin met behoeftes en dit is waarom ek sê daar is by my deernis hieroor. Ja. Want ek loop ook die pad van mense. Ja. En daar's omstandighede waarna mens totaal onmagtig voel. Ja. En ons sê ons is verantwoordelik vir ons eie lewens, maar dan kom jy agter daar's baie plekke waar jy geen beheer kan uitoefen nie. En daar's baie mense wat dit nou nie glo nie, maar dan moet jy my kom verkeerd bewys dat jy met jou gedagtes elke liewe klip uit jou pad kan rol. Ja. So nou sit ons met 'n mensdom wat behoefte het aan dinge wat moet verander. Behoeftes wat vervul moet word. Hulle wil veilig voel, hulle wil voel hulle het mag om omstandighede te verander. Hulle wil hoop hê op 'n beter wêreld of omstandigheid, veral globaal deesdae op 'n beter wêreld. Dit kring nogal wyd uit op die oomblik. Ja, want ons kan alles weet vandag. Ja. En ons wêreldleiers is so mal op die oomblik. Hulle is werklik nie lekker nie. So nou verstaan 'n mens dat jy het daai tyd jou God gehad. En het geglo jy kan 'n paar versoeke rig en dan sal as jy reg is en dinge is mooi en jy sê 'n paar offers agter en 'n paar sondes voor nie, dan kan hierdie God vir jou 'n paar goed doen. En nou het ons aanbeweeg en nou het baie mense kan nie meer daarin glo nie, want hulle besef dis mitologie of dit is baie argaïs en so aan. En baie veral ook stamverwant, etnies. Soos wat die antieke godsdienste maar is. En nou het mense dit ontgroei, maar jy ontgroei nie jou behoeftes nie. Jou behoeftes bly dieselfde. Ja. En nou kom ek agter, maar mense het net, soos jy sê, 'n ander taal, 'n ander skema, iets anders waarop hulle dit begrond. Dis nie meer die Bybel nie, maar nou is dit ander boeke. Ja. Wat kwantum totaal en al verwring. Om weer eens vir hulle daai gerusheid te gee van, ek het hierdie mag en ek het hierdie goed. En dan, waar ons destyds ure en ure op ons maag gelê en bid het, of gebedskettinge gehad het deur die nag. Ek weet nie of jy sulke goed gedoen en geken het nie, maar jy kry jou gemeente om onafgebroke 'n week lank te bid, want ons wil reën hê of ons wil iets. Nou gaan sit ons en ons manifesteer. En ons bely dit. En dit doen die charismatiese mense ook. Jy spreek dit. Of jy visualiseer dit. Of jy vibreer. Ja. En dan sit ek net en dink, maar wanneer kom ons uit by 'n plek waar ons kyk na wat is my behoefte en hoe kan ek meer realisties deel met daai vrese, daai onsekerhede en goed. Eerder as om te voel dat ek nou weer 'n hele gereedskapkis het waarmee ek dinge kan laat gebeur op 'n onsigbare vlak. En die feit dat dit so onsigbaar is, maak dit dat ek dan vir mense kan sê dit werk. En as dit 1 uit 6 keer lyk of dit gewerk het, dan besef ek nie dit is hoe jy net nou gesê het, dis lukraak. Ja. Dis maar hoe dit sou gewees het. Sou nou vol gebeur het. En nou glo ons dit net nog meer en meer en meer en nou ja, en dan sal 'n ander faset daarvan en daaroor hoef jy nou te praat nie, maar dan die teleurstelling vir die mens wat agterkom. Ek het lank genoeg geleef om te besef dit werk eintlik nie. En dan wat van daai teleurstelling en pyn en daai mense het bystand nodig. So ek voel en partymal is ek ongewild by mense vir die rede dat ek so lief is vir terapie en sielkunde. Ja. Ek voel baie van ons goed het sielkundige bystand nodig. Ja. Het terapeutiese bystand nodig en ons het ander gereedskap nodig. So kom ons kom terug by die kwantumverstrengeling en mense se gevoel van mag wat hulle het oor omstandighede. Daar's 2 goed wat ek graag sal wil hoor by jou is. Hoe kan 'n mens dit baie eenvoudig vir so 'n mens laat verstaan? Dit gaan nie werk nie. Gaan vind jou wapen, jou gereedskap op 'n meer realistiese plek. Is dit moontlik? Is dit maklik?
Want mense is hier ook weer eens gebreinspoel, né? Soos in teologie. Daar verskillende teologieë is. Het jy hier ook mense wat verskillend is, so mense het klaar hulle keuse gemaak oor watter wetenskaplikes hulle gaan volg. En hulle lees net meer en meer en meer van daai ouens se boeke, maak vriende met sulke mense en hulle versterk die narratief en dan kry jy nou weer 'n quantum kultus. Ja. Dan Philip, dit dink ek dit raak die hartklop van die hele aangeleentheid aan. Kom ek jy het nou gesê ek gaan 2 vrae vra met 1 vraag gevra, maar kom ek antwoord is die vraag wat ek nie gevra het en wat jy wou gevra het. Yuval Noah Harari. Ek het nie geweet, maar hy gaan sien sy terapeut 1 keer 'n week. Maar hy sê, want ek het iemand nodig wat vir die vrae sou vra wat ek nie vir myself sou vra nie. Dis waar. Ek het iemand nodig om vir my die moeilike vrae te vra. Ja. Ek het opgehou op 'n stadium vir myself moeilike vrae te vra, want ek wil nie verander nie, ek's maklik. Jy het gepraat van 'n paar sondes voor en 'n paar vergifnisse agter of iets. En ja, andersom. Ek se klompie etes voor en 'n paar ringsittings op Witbank agter. Het ek al vir myself gesê, maar wat doen ek? Ek lag dit of ek maak 'n grap en ek gaan aan met my lewe. Ek verander nie. Nou, verandering is nodig. Evolusie sê vir ons ook waar baie mense nie glo nie. Hulle wil nie daaraan glo nie, want dit maak dit vir hulle ongemaklik. Die ongemaklikheidsbeginsel. Want evolusie sê uitsterf. Die reël is uitsterf, jy gaan uitsterf. Ja. Behalwe as jy muteer, behalwe as jy bepaalde aanpassings maak. As jy bepaalde aanpassings maak, het jy 'n kans op terwille van oorlewe. Ja. En wat is jou inherente dryfkrag? Ek moet oorleef. Wat het die mense anders gemaak as die ander spesies? Die feit dat ons kan connect. Ons kan connect, ons kan in groot groepe saamwerk. Maar nou in hierdie onseker tye waar ons nou kom ek terug na jou tweede vraag toe. Nou kom ons weer in tribes saam. Ek en my ons stamme, die families, die stam in tribes. En die internetwêreld en die groot wêreld maak dit vir my so maklik. Want met algoritmes gooi vir ons in kringe in. Maar dit maak dit ook vir ons maklik. Want nou kan ek met 'n Brian Cox of 'n Sean M. Carroll in Europa of met iemand anders, dan kan ek mee kontak maak via die internet. En nou kan jy letterlik die tribe wat jy uitsoek. Ek meen, ek en jy sou waarskynlik as ons gemeente dominees gebly het, of gemeente pastors gebly het. So ons mekaar nog nooit ontmoet het nie. Nee, ons sou Maar omdat ons uit daai wêreld het gekom het, nou het ons ontmoet. So ons is deel van 'n tribe. Wat soortgelyk en ons soek mekaar op in die goed. So internet is nie net sleg nie. Die ding is net sleg nie, maar dan weer van jou af om verantwoordelikheid te neem. Om die woord wat in die sielkunde gebruik word daarvoor om agentskap te dan sê ek's agent. Met ander woorde ek kan optree, ek kan beïnvloed. Ek kan nie vir Putin beïnvloed nie, anders sou ek. Ek kan nie die 6 nommetjies in die lotery beïnvloed nie, anders sou ek. Daar's ander mense wat die balletjies maak. Ekskuus nee, ek insinueer nie dat dit daar betrok is nie. Maar hulle sou dit kon doen as hulle dit sou gedoen het. Jy weet dat Robert Mugabe die eerste 2 loterye in Zimbabwe gewen het. Nee. Altyd die eerste lotto. Eerste lotto en die 2 lotto het Mugabe gewen in Zimbabwe. Ek het dit nie geweet nie. En toe vind ek dit uit. En toe sê ek, alle leiers is nie so wonderlik nie. Jy sien vandag weet ons leiers was nie, maar as ons gaan terugkyk in die geskiedenis, dis nog altyd 'n ding van leiers. Ja. Dat hulle sê power corrupts of te veel power corrupt of dis nie geld wat jou ek maak is die liefde van geld of ek het geld. En dis waar die onsekerheidsbeginsel inkom. Ek weet nie wat sou ek gedoen het as ek in die omstandigheid was nie. Maar nou voorspel ek. Meete kom 10 keer en hy is 8 keer raak as ek 80% sukses. Maar meete kom op 200, dan was dit dalk 8 uit 200 uit. En dan was ek verkeerd. So wat gaan ek doen? Ek gaan myself liewers aan die toets nie. Moenie jouself bevraagteken nie. Moenie dat daardie dwaalleraars julle bevraagteken nie. Moenie dat die liptaards en die liberale mense julle kom ompraat nie. Staan vas in jou geloof. Staan vas in jou oortuigings. Bly by wat jy geleer het. Hemel, as ek, liewe maggies, as ek gebly het by wat ek geleer is, en die skool toe gegaan het nie. As ek gebly het by wat ek in die skool geleer is, nie universiteit toe gegaan het nie. As ek gebly het wat ek op universiteit geleer het, nie aanhou leer het nie.
daar was geen mens wat vandag is nie. Maar wat doen ek vandag? Ek is benediger posisie, ek neem verantwoordelikheid. En ek moes die nuwe ding wat ek moes aangeleer het, is om myself te vergewe vir foute wat ek gemaak het. Ja. Dat ek nie die hele tyd vasbly in die verlede nie. Dat ek in die oggende opstaan, ek 'n tegniek moes begin aanleer, en dis nie nou beïnvloed ek myself nie. Dis my brein werk, jy brein werk op herhaling. As ek vir jou x aantal kere 'n ding herhaal, dan registreer ek dit as waar en ek berg dit. Maar die brein onderskei nie tussen waar en vals nie. Hy onderskei tussen wat vir my is en wat nie vir my is nie. Ek weet nie wat vir jou is nie, maar vir my is dit, as iemand vir my koffie neersit, dan wag ek 'n rukkie, want ek wil nie my lippe weer brand nie. Het ek daai afgeleer. En ja, ek weet, die dilemma net, ek weet nie waar ek te doen nie. Daarom het ek jou nodig. En die volgende persoon nodig om my te kom sê, en dis die vraag, hoe doen ek dit? En ek weet nog nie altyd nie. My eerlike bekommernis in my soeke na 'n antwoord is, wat leer, ek het 'n kleinkind wat bietjie ouer as 'n jaar oud is. Wie gaan vir haar leer hoe werk die wêreld? Wie gaan vir haar blootstel aan wat nodig is, behalwe haar ma en haar pa? Is daai kind in die grootste ouers. Julle raai groot oupa en ouma ook, twee oupas en ouma. Maar ek is so versigtig, wat sê ek vir my kleinkind, wat leer ek vir haar? Want nou, na 60, kan ek agterkom, ja, as ek daai goed anders te geleer is, kon ek dalk op 40 al met geld gewerk het. Ja. En nie eens op 60 nie, verstaan? Daai tipe goeie, so wat leer ek my kinders? Daarom sê ek asseblief, leer vir jou kinders fisika, biologie, chemie, daai goed, laat hulle dit indril en indril. So ek sê nie, hou godsdiens en spiritualiteit weg nie, maar hou dit asseblief weg, so ver as moontlik, want ons raai daaroor, ons spekuleer daaroor, en dis die goed waar ons die vaste glo. Want dit gee nou van jy strooi halm om vas te hou, want dit kan moontlik miskien dalk so wees. Ja. En die ding is, jy het dit nou nog gesê, is, ek gaan maak 'n keuse van wat vir my waar is. Ja. En dit is dit wat my laat lekker voel. Ja. Gemaklik voel. En dit werk vir jou. Bevestig voel. Ja. Hoop gee. So dit is so subjektief, die keuses wat ons maak, oor wat ons glo, dat ons moet eintlik die hele tyd vir onsself sê, okay, ek moet eers weer gaan. En jy het dit aan die begin gesê, dit neem tyd. Neem tyd voordat jy besluit. Hierdie is wat jy glo oor 'n saak. En jy kan dit nie subjektief toets nie, want subjektief gaan dit waar getoets word die hele liewe tyd. En jy moet net genoeg mense hê wat saam met jou gaan kyk, gaan selektief wees oor die kere wanneer dit sogenaamd waar was. Maar kom ons gaan nou net terug na dit toe in quantum fisika, quantum teorie, quantum mechanika. Die observer effect na die metingseffekte. Deur alreeds die verandering te plaas om sê, hoorie, ek kom nou na hierdie gesprek toe met bepaalde vooroordele. Ek kom na hierdie gesprek toe met 'n totale geskiedenis, wat anders lyk as die ander persoon se. Wie die sukses, dit wat sê, waar kom jy vandaan? Vertel my van die grootwordjare. Ek sien nie dra so horlosie, dra vir dikwels wat jou gesondheid. Nou gebruik jy dit in sy seilstok om vinnig verkope te maak, want jy het vertroue gewen. En daardie tipe dinge. So, die quantum wetenskap is altyd benutbaar, want dis hoekom jy wetenskaplike navorsings en nywerheidsnavorsingsraad het, om te gaan kyk, maar hoe kan ons hierdie bepaalde kennis wat ons ingesamel het, toepas in die verbruikerswese? Hoe kan ons dit as mense gebruik? En daarin dink ek, as ons die geesteswêreld bietjie weer terugbring nader na die natuurlike wêreld, om dan te begin besef en te sê, maar reg, hoe beïnvloed die kos wat ek vanoggend geëet het, my gemoedstoestand? Hoe beïnvloed my gemoedstoestand my belewenis van ander mense? Hoe beïnvloed my gemoedstoestand, die kos wat ek eet, my gemoedstoestand by optrede teenoor ander mense? Disentanglement. Disentanglement. Maar dit sê ook gaan bid vir iemand anders op 'n ander punt. Kom ons manipuleer God om van gedagte te verander nie. Wat van die ergste is, en dit het ek agtergekom, en ek het op 'n baie moeilike manier geleer, dat ek eintlik gedink het, maar ek weet beter as God. Want die enkel bely is, God het 'n plan, God weet wat hy doen, God is op pad. Maar nou kom chip ek die hele tyd in, Here, kom verander die omstandighede. En wat vir my ook nog al die jare vang,
is dit 'n charismatiese uitgangspunt wat sê, dit is die Here se wil, dat ek nou moet suksesvol wees, Ja. gesond wees, en dat ek nog 20 jaar moet leef, of nog 30 jaar moet leef. Maar daar's ook 'n aanslag op my lewe, of op my finansies, of op my geluk, van die vyandelike mag af. Nee. Nou het ek 'n gemeente nodig om saam met my geestelik oorlog te voer teen hierdie plan van die vyand, want dit wat die Here wil, kry die Here nie uitgevoer nie. Hy staan in onmag as 'n hele gemeente nie kan saamstaan en die vyand plat slaan met geestelike oorlogvoering nie. Nee, as daar enigstens 'n konsekwentheid was, moes jy geglo het in 'n God wat dan wil dit vir jou lewe, wat dit ook kan uitvoer. En dan moet hierdie vyand nie eers daaraan kan raak nie, want wie is nou dan nou die sterkste? En ek weet, ek pak dit logies uit, maar jy het ook nou gesê, ons moet geloof bietjie na die meer natuurlike wêreld te bring, maar dit pla my, dat ons politici het, wat nie staatkunde bestudeer het nie. Dit pla my, dat ons deesdae soveel sogenaamde predikante het, wat sangers was. Ja, sangers of, hulle was net bekend, vir vermaak. Dan word hulle predikante. En hulle sleep 'n klomp mense saam met hulle. En hulle praat nonsens. Dan dink ek, iewerster moet daar begin 'n plek kom waar ons sê, jy kan nie as 'n ding in die geestelike arena ingaan. Is daar niemand wat kyk, wat jy sê, wat jy doen, wat dit toets, wat vir jou parameters bepaal. Dis net 'n gaan maar, gaan. Alles werk, alles is reg, want jy sê jy het dit by 'n God gehoor, of by 'n ander guru gehoor en so. Dit is problematies. Dis problematies. Dan wil ek sê, ek het 'n behoefte aan 'n wêreld waar goed bietjie meer deurdink word. Meer getoets word. En waar mense gekwalifiseer moet raak vir die goed wat hulle doen. Jy kan nie, in my opinie, kan jy nie 'n predikant wees as jy nie studeer dit nie. Jy moet ten minste die filosofie, bietjie van die wetenskap, bietjie van die sielkunde, bietjie van al die verskillende godsdienste het, voor jy kan sê, ek is 'n geestelike leier. Jy kan nie net hier opstaan en sê, of in die politiek gaan staan en sê, okay, ek het 'n klomp mense wat vir my stem, ek gaan 'n party stig. Hoe werk ons wêreld? Maar as jy 'n dokter wil wees, moet jy moet jou ding doen. As jy 'n ingenieur wil wees, moet jy moet studeer. Jy moet ook op 'n stadium dalk iemand kry wat meer as ek hiervan weet, om daar te praat, want ek kan ook praat, maar ek wil nie sê so daar is, maar die antwoord lê daarin. Ons sit met dieselfde brein funksie as 75.000 jaar gelede, toe die brein ontwikkel het. Kyk, toe daardie mutasies geplaas vind, dat in die evolusieproses dat ons die mense brein gekry het, en dat ons 'n prefrontale breinlob gekry het. Prefrontale breinlob, wat dit, die verandering wat dit in die manier waarop Homo erectus, die verskillende homogroepe na Homo sapiens toe ontwikkel het. Dinge wat Homo sapiens kan doen, wat Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Divisonius en daai Afrikanensis nie kon gedoen het nie, sodat Homo sapiens dit aan die ander uitgemoor het. Die mens is verantwoordelik vir meer spesies se vernietiging as enige ander spesies in die geskiedenis. En die mens is op die rand daarvan om onsself uit te wis. Dit is so. En party mense sê, ag dankie tog dat dit gaan gebeur, is beter vir die aarde. Ek het nou begin 'n rukkie gelede dat ek iemand begin volg. Ek gaan nie name noem nie, daar's twee groot figure daarin. Een Suid-Afrikaner ook wat sê, praat hulle antinatalism, wat teen geboortes is. Wat hulle sê, ons moet ophou om geboorte te skenk, dat die mens toch gaan uitsterf. Dat God se bedoeling weer, nee, dis die godsdienstige deel daarvan. Maar net terwille van die vernietiging wat ons toepas. Maar wat doen ek? Ek steel ten minste nie. Ek vat net 'n pen of 'n potlood by die werk. Ek steel nie. Ek steel nie honderde duisende rande of miljoene nie. Ons is almal dieselfde. Ons verskil nie. Ons is primitief. Ons is primitief. Wat in 'n gesofistikeerde verbruikerswêreld leef. En wie gaan werk uit, hoe sluit jy 'n slot oop? Die skelm, die dief,
Nee, dit is daarom nie altyd so nie. Toe oor wette gepraat het alreeds met die Griekse wysheer het gesê, wette help nie, want die goeie landsburger het nie wette nodig nie. Dis reg. Hy gaan in elk geval, maar die skelm gaan 'n manier kry om hom te gaan. En dit sit jy altyd, jy kry net twee tipes mense, Grieke en mense wat in was Grieke. Nee, dit is nie waar nie. Maar jy kan dit vereenvoudig na twee kante toe. Het ons God geskep of het God ons geskep? Daai ding. En waar val jy uiteindelik? En die oorwig van waarskynlikheid op die data tot ons beskikking op hierdie gegewe oomblik is, God is uitgedink tussen 8 en 5000 jaar voor Christus. Want jy sien dit in verskillende gemeenskappe. As jy in 'n dorre oop landskap was, het jy 'n monoteïsme gehad. Of 'n enoteïsme, want hierdie tribe en daai tribe en daai tribe, so elkeen hulle eie God gehad het. In woude, of in beboste gebiede, het jy altyd 'n polyteïsme. Toe stede begin gebou is, nou het ons een God nodig. Want as ons 'n God het, ek kan nie net sê, hoorie, maar wat sê Marduk, of wat sê Ra, of wat sê Astarte, of wat sê Jahwe, of wat sê Zeus, of een van daai nie. Ons sê, Jahwe het gesê, die Here het gesê dat. Nou moet jy luister. En toe val die Romeinse Ryk. Wat nou? Nee, die Romeinse Ryk het nooit geval nie. Hy het gerebrand. Die Romeinse Ryk het homself gerebrand as die Christendom. Jy het nou nie meer 'n keiser nie, jy het 'n paus. Jy het nie meer generaals en direkteure en al daai tipe goed nie, jy het nou kardinale, biskoppe en goeders alles. En so pendel die piramidetjie maar Vader, Seun, Heilige Gees, die engele, die disippels, of die apostels, die disippels, die lidmate. En God het nog steeds dieselfde probleem, hy kan nie met geld werk nie. Want die kerk vra die heeltyd vir geld. Ek het Nog vanoggend, steeds die hele tyd. toe ek hiernatoe ry vanoggend, toe dink ek, mens kan eintlik maklik vir iemand vra. As jy glo God is in beheer van hierdie, kom ons sê net hierdie planeet en hierdie mensdom, dan wil ek vir Ramaphosa vra, hy moet nou 'n bietjie 'n kommissie van ondersoek na hoe God hierdie planeet bestuur. Moet hy 'n bietjie loods. Want daar is nie sukses nie. Daai almagtige God wat so in beheer is, sy storie is 'n groot gemors. So daai geloof kan nie standhou nie. Tensy jy jouself met 3 blinddoeke blinddoek. Dit kan nie standhou nie. Ons moet by iets meer realisties uitkom. Het jy 'n laaste woord, want ek sien ons tyd het lekker uitgehardloop. Ek daar's 'n paar antwoorde wat ek nog eintlik ook wou gee, maar laaste Mag gee hulle. Ek dink die groot ding is, my waarneming is dat, en ek stel nie gelyk met die prediker wat alles waargeneem het en toe gaan sit en gesê het nie. My waarneming is dat, ek wil graag die voorregte en dit wat ek het gemaak, wat ook al my behoeftes is, ek het 'n reg daarop. Ek het 'n God gegewe reg daarop, dat God dit vir my sal gee. En dit maak nie saak wat geglo moet word, of wat gedoen moet word nie, in die toeëning van daai regte nie. Maar ek het my verantwoordelikheid en my agentskap het ek geabdikeer. Die pastoor of die dominee of die professor of iemand anders moes my gesê het wat moet ek glo of wat kan ek glo wanneer ek by spreek my vry genade my Jakob uitkom. Maar wanneer dit by claiming uitkom, weet die pastoor en die predikant en die professor weet niks nie. En die kwantumfisika het vir ons hierdie ding net weer kom bloot lê. Dat op elke terrein is by elke keer die herhaling van die mens. En dis ons brein, dis nie verkeerd nie. As ek net kan leer, en ek is so dankbaar, dat ek gaan moeite doen het om te begin leer daaroor. Ek is nog ver van waar ek moet wees af. Maar ten minste gaan soek in die eerste plek ouke raad. Hoe is ek geprogrammeer? Waar is ek verkeerd? Wat moet anders wees? Wat moet ek afleer? Wat moet ek aanleer? Dis 'n moeilike proses, maar weet jy wat? Dis vir my, dis vreugde. Want ek is weer 'n avonturier. Ek is op ontdekkingstog. En ek ontdek vir jou en Abel, ons ontdek bepaalde mense wat saam met ons soekende is. En ek weet, baie keer klink dit asof ek nou
ook maar weer het myself weer in die posisie kom sit van een wat sê, maar dit is wat ons ontdek het. Ek doen, dit is nie wat dit is nie. Dis voorlopig, dis raaiskoot. Alles is voorlopig. En ek weet, ek beskou dit as raaiskoot. So al klink ek na stelligheid. Ek is eerlikwaar dankbaar. Vir my is dit hier waar ek vandag is. En op natuurwette, op hoe dinge regtig werk, wat is, nie I want to believe nie, I want to know. Daai goed gaan baie lank vat voor dit verander. Ja. So ek kan maar kom sê, as ek die beker los, dan is eintlik, wag, dis 'n volgende gesprek, hoekom dit gebeur. Gebeur nou hoekom ek gedink het dit gebeur. So dat jy aanhou leer, aanhou ontdek. En wat maak ons nou? Ek dink my uitdaging, jou uitdaging, ander mense se uitdaging, is om te gaan saamsit en te sê, maar hoe kan ons die bestaande kennis, die bestaande media en dan fondse tot ons beskikking gebruik om die woord daar buite te kry. Toe Jesus op 'n stadium met 12 Jode gesit het, nou ek is moeilike mense, het hy gesê, alles wat in die donker gesê, gefluister word, sal van die dakke af uitgebasuin word. Die ou wat daai teks gelees het, die intensie van die skrywer was om te sê, kyk, dis waar, wat hy gesê het is waar. Maar dit is ook 'n manipulasie, want dit is ander goed wat hy wou gehad het, waarvoor ek nou my energie, my tyd moes inspann. Ons is altyd, follow the money. Waar is die bepaalde behoeftes, ken jou behoeftes, wees eerlik, jy gaan van tyd tot tyd vir mense jok, jy kan nie net eerlik wees nie, ek kry autistiese mense verskriklik jammer omdat hulle nie kan jok nie, maar moenie vir jouself jok nie. Wees blaatant eerlik met jouself en vind vreugde daarin. Op 'n stadium gaan ek nie weer wakker word nie. En vind, werk aan daai een. Ja. Eerder as hoe gaan ons nou vir Putin beïnvloed kry, vir Trump te beïnvloed, of vir Ramaphosa te beïnvloed om. Dit is werk local. Absoluut. As jy daai tuin ontdek, dit is eintlik die lieflikste tuin om in te kom werk. En jy gaan lekker vir jouself lag. Jy gaan trane stort. En jy gaan vir party sê, weet jy wat ontdek ek toe vir myself? Luister nou na hierdie een. En met iemand kan deel, hoe jy, hoe het ek dit nie besef nie? Dit was nie dom nie, dit was net, ek het nog nie gaan uitvind en besef, daar's beter data tot ons beskikking nie. Want ons leef in die tyd, ons kan eintlik enige data, wat ek nou wil hê, om 'n goeie besluit te kan maak, kan ek kry. Maar wat doen ons? Ons gaan terug, en ons gaan soek ons raad en ons advies by mense, wat baie lank voor die tydperk van die eie tydse wetenskap en van wat is te kan kom. Dankie Philip. Nee, dit bly vir my 'n hartseer ding dat jy moet sê, okay, my God is in beheer. Dan in al die chaos dan kom ek reg. Of ek kom by die plek waar ek sê nee, ek is 'n agent en nou begin probeer ek dinge manipuleer om anders te wees, maar ek doen dit op 'n magiese vlak. En ek word 'n vyand van almal wat dan nou die planeet opvoeter of die lewe vir my moeilik maak. En dan is daar in elk geval vyandskap, so nou is ons in hoeveel kampe. En dan vra ek, waar is enige rasionele, kalm beheer nou eintlik? So gaan babas dood en ander mense klim op bote en gaan nou lekker vakansie. So dankie. Kyk, as ons kon, weer 'n keer sal graag net daai beïnvloed kan neem, maar ek wil nie die verantwoordelikheid hê. Maar ek het 'n tuin om. Want ons wil dit ook weer met die afstand beheer doen. Het is lekker as ek in 'n boek kan lees, ek kan 'n groot ding in die wêreld vermag deur een of ander geestelike ding, oefening. Terwyl die mense wat regtig die wêreld verander, is iemand soos Gift of the Giver se manne. Die mens wat regtig die wêreld verander is die mens wat homself verander. En wat iets doen. Ongelukkig, jy kry vandag ook 'n celebrity barmhartige Samaritaan goed ook. Jy sien, en dit is dieselfde met toe liberaal woke geword het. Die probleem is nie om vrygemaak te wees, die probleem is om dit oorboord te gaan. En hulle bevoeter hulle eie saak. Gerard, dankie.
Dankie Soos Philip. altyd lekker gewees, en dis nie die laaste keer nie. Ek gaan edit gerus.